ek lekker saam sing. Ons begin 'n bietjie vroeër vandag, omdat daar so baie ander dinge is wat ook tyd opneem en ons wil nie van die eredienstyd gebruik nie. So ek herinner u net weer om u selfone af te skakel asseblief en van die blommetjies daar in die voorportaal, as u dalk vir iemand blommetjies wil vat, en dan ook as u dalk 'n kers wil aansteek, is u baie welkom. Ons gaan begin met Alleluia lied nommer 245, 'n baie bekende lied. Ek dink u sal dit kan onthou uit die kinderdae uit. Dit is altyd so lekker. Ek onthou as kind het ons met Pinkstertyd altyd Alleluia liedere gesing en dit is so lekker. Kom ons sing dit uit volle bors. Volgende lied, lied 191, Grote God, ons bring u eer. Volgende lied is Eer aan die Vader, lied 207.
volgende lied is lied 209, Heer met my hele hart. Lied 212, loof die Heer, hy is goed. Ons volgende lied is Here, ons sal U loof. Die volgende lied, laat ons sing van ons verlosser.
Hartlike goeiemôre en baie hartlik welkom aan almal van u wat hier is vanoggend. Ons wil graag vanoggend die lekkers uitdeel en verjaarsdag is eerste aan die beurt. Julle kan maar vir ons reg staan. Ek het 2 gevra om vanoggend vir ons te help hier onder en dan glo ek is daar bo iemand. Die wat verjaar het afgelope week of die week wat kom, miskien is dit dalk nou 'n Sondag wat die verlede Sondag nie kon wees nie, gemis het net, hande op wat verjaar het. Baie hartlik geluk. Dit is 'n wonderlike groot genade, 97 jaar. Die Here seën u met goeie kragte en gesondheid, want ek sou dit nooit sê nie. Ons is dankbaar saam met u. Is daar nog iemand wat besluit het hulle verjaar? Goed, dan huweliksherdenkings. Ons lyk by beweeg in hierdie tyd van die jaar wat daar heelwat huwelike bevestig was lank terug. Nie vandag nie. Goed, en dan die wat hulle doopdatums kan onthou. Daar is 'n doopdatum, Susan. Nog iemand wat 'n doopdatum kan onthou in hierdie tyd of opgespoor het? Dan het ek nou vanoggend die besondere voorreg om 'n nuwe lidmaatskap wat ontvang is vanaf Belfast, waar sy belydenis van geloof afgelê het, om saam met my vrou ons dogter in ons gemeente te kan verwelkom, vir Natanja Blom-Gryvenberg. Ons sê vir jou baie hartlik welkom in hierdie gemeente. Maar daar is ook dalk ander intrekkers, nuwe intrekkers, wie se lidmaatskap nou noodwendig hier al is nie, maar wat hier is vanoggend vir julle wat ons kom besoek alreeds. Niemand verder nie. Dan kom ons by die kersse wat ons aansteek as 'n simbool dat ons mense aan die Here toevertrou in ons voorbidding. Veral in die afgelope tyd met al hierdie brande wat ons gehad het, is dit nodig dat ons brandweer wat so onbaatsigtige diens verrig, aan die Here toevertrou vir hulle werk, dat die Here hulle altyd ook sal beskerm in hierdie gevaarlike werk wat hulle het, en dat ons dankbaar is teenoor die Here vir wat hulle doen, want hulle doen dit uitmuntend. En dan het ons ook op ons bulletin mense wat ons medelee mee het, en dit is vir Johan Meton van Pearly Beach wat oorlede is, sy familie en geliefdes, wil ons aan die Here toevertrou in hierdie hartseer tyd dat hulle troos mag ontvang, so ook vir Martin Du Plessis, wie se dogter oorlede is. So vir hulle wat deur hierdie tyd van beproewing gaan, saam met die wat ook siekte beleef, Nico Opperman van Pearly Beach en Bessie Esterhuizen van Gansbaai, sowel as ons bejaardes by Herberg aan See, wil ons graag aan die Here toevertrou ook in 'n tyd van beproewing wat vir hulle moeilik is, maar ook die familie rondom hierdie mense wat hulle moet ondersteun en wat baie keer dit 'n veel eisende taak is. Daarmee sê ons dit met hierdie kerk dan ook, dat ons hulle aan die Here toevertrou. Ek wil graag vanoggend ook ons leraars van hierdie gemeente, en besonder vir hulle wat hier dien in die gemeente as gemeenteleraars, aan die Here opdra met die kerkraad, met elke geestelike leier wat saam met hulle as span werk in hierdie gemeente. Mag die Here vir hulle, vir julle elkeen wat daarbey betrokke is as leiers ook ryklik seën. Ons matrikulante het ek nie vergeet nie. Ek dink ons kan hulle nog steeds ook aan die Here opdra, deur 'n kers aan te steek om te sê, maar ons bid vir hulle die Here se seën toe op 'n skoolloopbaan wat afeindig en 'n toekomspad wat voorlê, dat die Here op 'n baie spesiale manier nie net in eksamen sal wees nie, maar in die eksamen van die lewe
wat ook voor lê. So ons sê sterkte vir elkeen van ons matrieks hiermee en ons bid vir julle. Vanoggend wil ek graag klem plaas as daar nog 'n kers is om aan te steek. En dit is ook die groot kers sien ek daar. Ons erediens vanoggend fokus juis op die feit dat ons kom rus soek by ons Here wanneer ons hier bymekaar kom in sy naam. So elkeen wat 'n lewensmoegheid beleef, wat deur beproewinge gaan, familieprobleme, veel eisende dinge op hulle pad. My gebed is saam met jou gebed dat die Here vir jou op 'n baie besondere manier in hierdie erediens, maar op jou lewenspad verder ook sal dra met sy genade. En dis juist by hierdie gedagte wat ons liturgiese diensgroep onder leiding van Lenet Janse van Rensburg dan ook vanoggend ons sang in hierdie inleiding as ware tot die erediens gaan behartig. Die lied wat gesing gaan word is die gebed van Koos Du Plessis. En hy bid aan die einde die woorde, eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. En dit is die fokus. Om in biddende afhanklikheid rus te vind by hom. Daarom is dit 'n gebed, sodat ons na afloop van die sang van die liturgiese sanggroep, die koor, gaan ek vra dat ons nie gaan applaus gee nie, maar dat ons in hierdie gebedstemming gaan bly, met 'n persoonlike stil gebed, tot en met die votum wat dan daarop gaan volg.
Here, eintlik smag elkeen van ons ook na u waters van rus. En is ons gebed, lei ons, Heer, daarheen. U wat ons almal nooi, wat uitgeput en oorlaai voel om na u toe te kom. Ons is hier, Heer, om by u rus en vrede te vind. Om vanoggend by u te kom huil. Om net aan die voete te kom sit as ons toevlug. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat sagmoedig en nederig van hart is. Mag hy julle elkeen deur die kragtige werking van sy Heilige Gees laat tuiskom in die omhelsing van ons hemelse Vader. Jesus het beloof dat hy by ons is. Al die dae, ook vanoggend. En daarom kom ons sing sy woorde a cappella terwyl ons so bly sit. Wees stil en weet, ek is die Heer, ek spreek en wind en golwe bedaar, ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer, ek ken jou pyn, jou donkerste nag, ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer, kom bring by my jou kommer en vrees, ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer, bly waak en bid, volhard in geloof, ek is by jou, soos ek beloof. Dankie Here Jesus, vir hierdie woorde wat u so vir ons sou kon sê in hierdie lied. Kom vul asseblief hierdie heilige erediens ontmoeting met die betekenis van wie u is. U sagmoedigheid, u nederigheid. Kom vul hierdie erediens met u woord, u lering. Kom maak u self bekend deur u Heilige Gees, deur u woord. En kom beantwoord ons soeke na sin en betekenis in hierdie moeilike lewe. Kom beantwoord ons soeke in hierdie lewe met al sy hartseer en gebrokenheid. Want Here, somtyds wil dit vir mens net te veel raak. Dit is soos die brande van hierdie afgelope week, wat so oorweldigend kan word. En ons voel oorweldig, gedreineer deur baie dinge, wat met ons gebeur en rondom ons gebeur. En ons voel leeg getap, dat dikwels net vrae oorbly. Kom wees vir ons asseblief vanoggend die antwoord, die heling, die rus, die vrede wat alle verstand te bowe gaan.
Amen. Geliefdes, as ons mooi geluister het na die gebed van Koos Du Plessis, waarmee ons in hierdie erediens dan as 'n ware begin het met 'n gebed, is een van sy aangrypendste lirieke wat hy geskryf het, wat opgeneem is in ons vonk sangbundel ook. 'n Poëtiese uitdrukking van sy soeke na sin en na vergifnis, want hy sê hy ken die afdraaipaadjies na vrede, veral in 'n wêreld wat vir hom donker lyk, want hy sê dit ook, lei my hier vanaand daarheen. Hoekom sê hy vanaand? Dis 'n poëtiese manier om te sê, lei my deur hierdie donker tyd in my lewe na hierdie rus. Hy het geworstel met spanning tussen geloof en ongeloof, tussen hoop en wanhoop. En mense hoor dit ook in sy ander liedere wat hy geskryf het, Kinders van die wind en skadu's teen die muur. Maar in hierdie gebed kom hy diep bewus van sy broosheid. En hy kom gee as 'n ware se worsteling oor aan God. Dan sê hy 'n baie interessante ding wat ek self nie mooi verstaan het, maar toe ek dit nou 'n bietjie nalees en navors, wat hy bedoel met laat my nooit die grond verlaat nie. Hy bid eintlik, hou my plat op die aarde, hou my voete op die aarde, menslik, stoflik, afhanklik, nederig. Want ek wil nie met my kop in die wolke wees nie. Ek wil nie dink ek is beter as 'n ander mens nie. Ek wil nie hoogmoedig, geestelik hoogmoedig raak nie. Here, laat my nooit die grond verlaat nie. Laat ek wees wat ek is, dat ek altyd sal onthou wie ek eintlik is. Afhanklik van U. En daarom volg sy woorde ook. Lei my, of laat my in U skadu bly. Hou my in U teenwoordigheid. Ek is afhanklik van U. Want wat ek is net genade, en wat ek het is net geleen. Maak dit vir U as my skaduwee, waarin ek kan kom skuilings soek teen die bloedige son van die lewe. In U teenwoordigheid, dis waar ek wil wees, in U nabyheid. Wat is die gebed in U hart vanoggend? Jy hoef dit nie noodwendig in soveel poëtiese taal te beskryf nie. Die Here vra net in opregtheid, maar hoe voel jy? Wat sou jy sê oor jouself of jou omstandighede? As jy vanoggend iemand is wat terdee bewus is soos hy van jou broosheid en jou kwesbaarheid, van jou tekortkominge en van jou afhanklikheid, van jou eie vrae waarmee jy worstel en soek na sin elke dag, dan is hierdie skrifgedeelte van Matteus 11 vers 25 tot 30 vir jou bedoel. En die boodskap gaan ek so ontsluit met die gang van die woordbediening. So ons gaan by hierdie 5 verse vers vir vers stil staan, wat dit beteken. Wees net daarvan bewus dat hierdie dankgebed wat Jesus tot sy Vader rig, en dit eintlik as 'n ware uitjubel hier in vers 25, is oor jou. Daardie tyd het Jesus gesê. Nou daardie tyd het Jesus gesê, verwys hier na sy bediening wat hy daar in Galilea gehad het. En in hierdie Galilea se dorpies was daar baie wonders deur hom gedoen. Maar die mense het hulle rug op hom gedraai. Hulle wou dit net beleef, maar vir Jesus wil hulle beter leer ken en hulle tot hom hulle toevlug neem nie. Hulle het nou soos wat Koos Du Plessis gesê het, laat my nooit die grond verlaat nie. Hulle het die grond verlaat. Hulle het gedink hulle is beter, hulle weet beter, hulle het nie vir Jesus nodig nie. En net in die voorafgaande verse het Jesus dan juist sy teleurstelling beskryf in verse 20 tot 24, hoe hy oor hierdie stede voel.
want in die oordeelsdag gaan dit vir hulle moeilik wees. Nou gedurende daardie tyd kom sê hy, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Hierdie dinge is die waarhede oor God se koninkryk. Hierdie dinge is die waarhede wat ek en jy nodig het oor ons lewe, wat die antwoord is, die genade antwoord is. Hierdie dinge gaan oor die Vader, wie hy is, gaan oor Jesus, oor wie hy is, wat hy vir ons wil wees, die sin van die lewe, die antwoord vir ons lewe. Hierdie dinge is waarhede, wat nie vir slim en geleerde mense bedoel is nie, sê Jesus. Dan nou hierdie selfversekerde mense, hierdie mense wat die grond verlaat, wat alles weet of dink hulle weet alles, en hulle het die kennis in pag. Jesus sê nee, dis nie vir hulle bedoel nie. Dis vir mense bedoel wat eenvoudig is. Vir jou en vir my wat besef, ons is broos, ons is kwesbaar. Ons weet nie alles nie. Ons weet nie hoe om die lewe altyd te hanteer nie. Ons het nie antwoorde op al ons vrae nie. Nou is dit interessant dat die 1983 vertaling wat praat van eenvoudig is die woord wat vertaal word van die Grieks naipios, wat die 2020 vertaal het met kindertjies. Beteken om soos 'n kindjie te wees. Totaal en al afhanklik. Jesus het by geleentheid gesê dat ons soos die kindertjies moet glo. Wat beteken dit? Soos hier dogtertjie met die appel. Wat is dit? Dis 'n appel. O. Hoekom? En dan kom die vraag onophoudelik. Hoekom? Waarom? Maar dit is ontvanklik. Want soos hierdie dogtertjie is ek en jy, ons moet die lewe leer hanteer. Ons moet weet wat dit is. Ons moet antwoorde kry en ons kan maar vra. En dis oor ons wat Jesus hier wil, oor jou, wat vanoggend hier is met jou vraag. Soos 'n kindjie, wat hierdie onverstaanbare lewe moet hanteer, en ek weet nie hoe nie, dan is jy vanoggend hier op die regte plek. Want Jesus juig oor jou, wat dit besef. Hy het sy Vader se groot genadewoord wat hy wil bring. Dis wat vers 26 en 27 dan ook sê. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Sy genadige bedoeling waaroor Jesus dankbaar is die antwoord op jou en my diepste lewensnood. Dat ons dit in hom mag vind. Daarom wil hy sy Vader aan ons bekend maak. Wil hy homself aan ons bekend maak, sodat ons hulle kan leer ken en besef, ek is ingesluit by hierdie elkeen aan wie hy hom wil bekend maak, sodat ek die lewe kan hanteer. Daarom is ons hier. Ons kan na 'n liefdevolle Vader toe kom deur Jesus Christus. Ons kan hom in Jesus ontmoet. Hy het juis mens kom word. Hy het juis in jou en my skoene kom staan. Hy het juis jou en my klere kom aantrek van die wêreld wat vuil en besmet is van al die sonde wat daar in die wêreld is. Ja, wat flenters is, stikkend is as gevolg van pyn en gebrokenheid en dinge wat gebeur, wat hartseer is. En Jesus kom na ons, en hy kom nooi ons elkeen vanoggend opnuut. Kom na my toe. Ek en jy kan vanoggend na hom toe kom, net soos ons is met al ons bagasie. Vers 28 sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Kom na my toe.
Dis 'n oproep wat Jesus hier reg om te sê, kom vertrou my. Stel jou geloof ten volle in my. Ek vra 'n verhouding met jou, 'n persoonlike verhouding. Ek wil met jou die pad stap. Ek wil hoor wat is in jou hart. Almal wat uitgeput en oorlaai is, sê hy. Uitgeput, soos die 2020 vertaling sê, vermoeid, is die vertaling van die Griekse woord kopiahou. Kopiahou wat beteken, dit is mense wat so hard gewerk het tot op 'n punt van uitputting, dat hy nie meer kan nie, dat hy nie meer kan sien om verder te gaan nie. En oorlaai, dis die vertaling van die Griekse woord fortizo, wat beteken is iemand wat 'n swaar las dra, maar 'n las wat iemand anders op hom gelaai het. Dis hoekom die 2020 vertaling sê wat swaar belas is. Om hierdie twee begrippe beter te kan verstaan, moet ons nou eintlik gaan kyk na die tydhistoriese agtergrond van die tyd van Jesus. In die tyd van Jesus was die Romeinse regering aan bewind gewees. Met geweldige politieke verdrukking deur mense wat hoë belastings moes betaal, baie keer onregverdiglik. Op die wyse het baie van hulle grond verloor. En baie van die mense het slawe moes word of dagloners. En hierdie ekonomiese onreg was in die orde van die dag gewees. Net 'n klein elitegroep het hulle self verryk ten koste van die ander. Sodat boere en arbeiders armoedig geleef het en baie skuld gehad het. Werk en kos was skaars. En dan was daar nog hierdie Romeinse soldate om elke hoek en draai wat met hulle militêre mag, hulle mag uitgebuit het, misbruik het, wat baie van hulle korrup was, baie keer onnodig gewelddadig met die mense gehanteer het. En die Jode het in vrees geleef vir hulle. Hulle is geïntimideer deur hierdie Romeinse soldate. En so het die Romeinse ryk en regering van die dag beheer uitgeoefen, sosiale beheer. Jy kon niks doen nie, voordat hulle dit nie goedgekeur het nie. Jy het geen beskikkingsreg gehad nie. So die Jode was as absoluut polities magteloos. En asof dit nou nie genoeg is nie, kom daar nog die Fariseërs. Die Fariseërs wat met die godsdienstige beheer oor die Joodse volk gekom het met honderde eise van wette en voorskrifte wat hulle moes nakom. Jesus sê daar in Matteus 23 vers 4, hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Nou hierdie Fariseërs het die Joodse godsdiens eintlik 'n ondraaglike plig gemaak. Mense moes kwalifiseer. Jy's of rein of onrein. En so is die toegang ook tot die tempel dan beheer en ook beperk tot net die wat voldoen aan hulle standaarde. Jy's gou onwaardig of sondig beskou. En dan is die voorreg om in die tempel te aanbid vir jou rigied genadeloos toegepas dat jy kan nie. Jy's uitgesluit. En baie keer was dit vroue wat hieronder gelei het, kinders, julle onthou nog toe die kinders daar gesing het in die tempel van Hosanna, hoe gou het die Fariseërs gekom en gesê, maak hulle stil, die armes, die gestremdes, die heidene, die tollenaars, almal is hierdeur geraak. En asof dit nie genoeg is dat die staat belasting hef nie, kom hier nog die tempelbelasting wat hulle moes betaal. En as hulle offerhandes moet kry om te offer, dan koop hulle die offerhandes, maar jy moes baie meer betaal vir die offer wat nodig is. Hulle het woekerwins gemaak. Maar eers voor jy dit kon koop, moes jy dan jou Romeinse geldeenheid moes jy inruil by die geldwisselaars vir 'n Joodse shekel, 'n silwer shekel wat aanvaarbaar was in die tempel. En dan gaan die geldwisselaars en hulle gee vir jou minder waarde as wat dit regtig werd was. Jy onthou dat Jesus by geleentheid die geldwisselaars se tafel omgegooi het, juis om te sê, maar julle maak dit 'n rowersnes, julle byt die mense uit. So die mense het minderwaardig begin voel, met skuldlas, onwaardig, hulle was net nie goed genoeg vir God nie.
Want die Fariseërs het hulle dit baie deeglik laat besef. Al hierdie wette en vereistes kon hulle net nie nakom nie. En so het hulle beheer gehad oor hulle lewens. Die gevolg van hierdie tyd se lewensomstandighede was dat die Jode geestelik en emosioneel moeg was onder die regering van die dag en die Fariseërs wat hulle tevrede moes stel. Hulle was lewensmoeg. En binne hierdie tyd historiese konteks kom rig Jesus nou sy uitnodiging, kom na my toe. Nie die Romeinse regering nie, nie die Fariseërs nie, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Radikaal teenoor al hierdie dinge wat hulle uitput, kom Jesus met die antwoord. Wat beteken Jesus se antwoord vir jou en vir my vandag? Ons lewe nou wel nie meer onder Romeinse bewind of onder 'n Fariseëse beheer nie. Maar ons beleef nog steeds ekonomiese druk. Ons beleef nog steeds werk wat skaars is. Ons beleef nog steeds mense wat nie werk het nie en die impak wat armoede het en die misdaad wat daarmee saam gepaard gaan en al die korrupsie en onreg. In hierdie prestasiegedrewe lewe moet ons ook net aanvaarbaar wees vir mense. En skuldgevoelens en skuldlas wat ons ook nog erf het uit die verlede uit, kom spook nog baie keer by jou en my. En ons probeer net elkeen om te oorleef, om dinge te laat klop, maar jy kry hierdie magtelose gevoel vir baie redes. Ek kan nie, ek weet nie hoe nie. En voordat my lys nou ook vir jou moeg maak, wil ek net afsluit om te sê, dit gaan oor 'n algehele lewensmoegheid. En ons antwoord op 'n algehele lewensmoegheid, hoe jy dit ook al mag sê, hoe jy dit beleef vanoggend, Jesus se lering kom gee vir jou die raad wat ek en jy nodig het. In vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. So in die derde plek kom nooi Jesus ons weer. Hy het in die eerste plek vir ons genooi, kom na my toe, kom ontmoet my, kom sien wie ek is. Maar die volgende stap is doen iets. Neem my juk op jou. Verruil jou harde juk vir my sagte juk. Kom verruil jou swaar las vir my ligte las. Kom verruil die mense in die wêreld wat eise aan jou stel vir die eis wat ek aan jou stel. Ek herinner my in my militêre dienspligtyd toe ek moes inklaar vir my basiese opleiding en hulle het nou al die toerusting en uitrusting en goed vir jou uitgedeel en ek het hierdie geweldige swaar sak toe ek hom optel, besef ek weet nie hoe ek dit gaan hanteer nie. En uit die bloute uit kom daar iemand en sê, hoorie, wat hier, gee vir my. Ek kry sy patroliesak en hy vat my balsak. 'n Man van 6 voet, ver oor die 6 voet, ek dink 6 voet 4, is 'n groot rugby speler. Gee vir my, en hy word my buddy vir die res van my diensplig basis. Kom leer my hoe om hierdie basis te hanteer. Jesus sê, kom leer van my. Kom ontmoet my, wie ek is. Kom ontmoet my op so 'n manier dat jy ook my Vader ontmoet. En leer ons ken, sodat jy die lewe wat vir jou swaar is, kan hanteer. Wat wil Jesus vir ons sê met hierdie juk metafoor? Nou, 'n juk is 'n houtbalk wat gebruik is om 2 diere, gewoonlik 2 osse of 2 perde of 2 donkies, hoe dit ook al sê, saam te span en saam trek hulle dan aan 'n ploeg of 'n wa of wat ook al. Nou, 'n juk het 2 kenmerke. Dit bind saam 2 diere of selfs meer wat dan nou moet saamwerk.
En as ek Jesus se juk op my neem, dan beteken dit ek werk saam met Jesus. Ek leef saam met hom. Ek is nou saamgebind met hom. Ek is in 'n verbondenheid met Jesus. Die tweede kenmerk is dit verdeel die las. Elke dier trek nie nou die volle las nie, hulle trek nou 'n gedeelde las. En as ek Jesus se juk op my neem, dan beteken dit hy trek saam met my aan die swaar las wat ek nou moet hanteer. En so word my las ligter. So kan ek die lewe met sy hulp hanteer. Hy trek saam met my. Met hierdie beeld van die juk nooi Jesus vir jou en vir my om in 'n noue verbondenheid met hom saam te leef. Met hom saam te werk. Hierdie juk metafoor is eintlik ook 'n simbool van disippelskap. Om nie net agter Jesus te volg nie, maar langs hom te kom ons plek inneem. Hy bepaal die rigting. Hy bepaal waarheen ons gaan. Hy bepaal die tempo, hoe ons dit gaan doen. As hy staan, dan staan ek. As hy beweeg, dan beweeg ek. Ek kom in hierdie genade ritme van Jesus in my lewe. En ek leer by hom hoe om te leef. Want ek is saam met hom onder die juk ingespan. Hy kom leer my as 'n ware as 'n onervare swakker perd en hy as 'n sterk ervare perd hoe om die vrag te trek met sy krag, met sy wysheid, met sy leiding. Ja, met sy karaktereienskappe, sagmoedigheid en met nederigheid. Om oomblik na oomblik so in verbondenheid met Jesus te leef, beteken om deur die krag van die Heilige Gees te leef. Is die vrug van die Gees nie dan trouens ook sagmoedigheid en nederigheid nie? So om saam met Jesus te leef deur sy Gees wat in my werk, leef ek met hierdie sagmoedigheid. Sagmoedig beteken nie om 'n swakkeling te wees nie. Sagmoedig beteken nie om passief te wees nie. Sagmoedig beteken dat ek sterk is, maar met sagtheid. Dat ek sterk is, maar met beheer. Dis wat die Griekse woord dan ook wil sê, praus, waaruit dit vertaal word, sagmoedigheid. Dit verwys eintlik na 'n dier wat getem is, wat ingebreek is, wat mak gemaak is. Soos 'n perd. Nog steeds sterk, maar sy krag is nou onder beheer van sy eienaar. Daarenteen as jy die lewe hanteer soos 'n wilde perd, dan is jy baie gou op jou agterpote as daar iets gesê word of iets gebeur of dinge loop nie na jou sin en jy maak seer. Jy verdedig jouself of jy gooi die ruiter af. Nee, 'n getemde perd, praus, sagmoedig, kan selfs 'n klein dogtertjie op die rug daarvan ry. Kan selfs self in 'n juk trek en diens lewer. In Jesus beleef ons hierdie sterk, almagtige Godheid wat nie kom veroordeel en verdoem nie, maar wat sê kom na my toe. Wat daar in die tuin van Getsemane terwille van jou met sy gesig teen die grond gelê het en gesê het, Vader, as dit wil is dat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie. Getem met sy Vader se wil terwille van jou en my, het hy die pad geloop. En toe hy die spykers aan sy hande en deur sy voete kap, Vader, vergeef hulle. Bid hy vir sy vyande, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En as hulle sê, maar as hy dan die Christus is, kom af van die kruis, hy kon afkom van die kruis, maar hy het nie. Hy het met hierdie krag, sy goddelike krag van liefde, terwille van jou en van my daar gebly, sodat hy ons lading van skuld en sonde kon hanteer, kon dra. Ja, die kwade kom oorwin met goedheid. So om 'n noue verbondenheid met Jesus te leef, is hierdie sagmoedigheid, maar ook nederigheid. In Jesus belewe ons hierdie skepper God wat koning is, wat sy troonsaal verlaat en 'n mens kom word,
hier in die stof van die aarde as 'n ware kom lê en pleit vir jou en vir my, soos daar in Getsemane. Hou ook wat die stof van die voete kom afwas van sy disippels, voete wat reg was om hom te gaan verraai, voete wat later by 'n vuurtjie om warm gemaak en hom verloon het, voete wat weggehardloop het. Ons leer vir Jesus ken as die een wat hierdie moeilike lewe met sagmoedigheid en nederige diensbaarheid hanteer het. En hy verseker ons in die 4de plek, ek gee jou rus. Ek sal julle rus gee en julle sal rus vind in my. Julle sal rus vind vir julle gemoed, staan hier in vers 29. Dis eintlik 'n dubbele versekering. Die konteks waarna hier verwys word en binne die hele Bybel is hierdie rus eintlik 'n geestelike rus. Alhoewel dit dieselfde woord is wat gebruik word vir fisiese rus, waar ek rus en verkoop word, vernuwe word, herstel en weer kan sien vir die lewe, so word dit hier toegepas geestelik. 'n Diep innerlike vrede en kalmte en 'n ontspanning in die Here wat my laat kan sien vir die lewe. Die eerste versekering wat hy gee is, ek sal jou rus gee. So dis 'n geskenk, is 'n genadegawe wat hy gee sonder verdienste. Hy sê as 'n ware vir jou en vir my, hou op om te worstel, om te probeer self regkom, om self die lewe te wil hanteer, om self jou lading te wil dra, om self goed en reg te wil leef, om self aanvaarbaar te wil wees by God. Ek het dit alles klaar vir jou geleef. Ek het die lewe wat jy wil leef, in jou plek namens jou geleef, volmaak. Gee dit vir jou, sodat jy rus vind. Vergewe kan wees, versoen kan wees, aanvaar kan wees as God se kind. Geestelike rus wat beteken, jy kan nou aangaan met vrede en met hernieude ywer. Die tweede versekering, jy sal dit vind vir jou gemoed. Die gemoed is 'n vertaling van die Griekse woord psyche wat beteken siel, letterlik. Jy gaan sielerus kry. Maar hierdie sielerus gaan jy vind. En die vind beteken, jy het nie dadelik alles nie, maar met verdrag. Soos wat jy saam stap met die Here, ontdek jy wie hy is. En meer jy ontdek wie hy en die Vader en die Heilige Gees is, wat in jou woon en werk, hoe meer beleef jy hierdie krag en hierdie vrede wat jy by hom ondervind. Hierdie juk verbondenheid wat jy met hom het. Hierdie intieme saamstap van Jesus in elke omstandigheid, in my hartseer, in my pyn, in my vrees, in my onsekerheid, in my vrae, wat ook al, sodat ek kan sien. Ek vind dit in hom. Liefdes, dit kom eintlik daarop neer dat wie Jesus is die rede waarom ons rus sal vind. Want in Jesus vind ek iemand by my, iemand sagmoedig, wat bereid is om my keer op keer te vergewe as ek berou het, wat my genadig hanteer. Nie rigied, sonder genade nie, maar met vol sagte, liefdevolle deernis. Eindelose begrip vir my, meer as wat ek self het. Eindelose geduld met my as wat ek self het. Wat getrou bly, al is ek ontrou, ja, tot die dood toe. Wie Jesus is die rede waarom ons sal rus vind, want hy is sagmoedig. Hy is ook iemand nederig, wat my kom dien, wat my as 'n ware kom optel, kom vashou, kom dra, kom seën, deur die werking van sy Gees en sy woord wat my bemoedig, wat my wonde verbind, wat my vertroos, wat my nuwe krag en perspektief gee, wat die lewe vir my nuut en sinvol maak. Nederig en sagmoedig. Dis wie ons jukgenoot is, en wie ons 'n verbondenheid het as ons sy juk op ons neem.
Daarom, geliefdes, mag elkeen van julle wat moeg en oorlaai is, rus vind in Jesus, in sy Vader, in sy Gees, God Drie-enig se teenwoordigheid, soos wat Koos Du Plessis ook gebid het, laat my in u skadu bly. 'n Rusplek in die koelte, 'n beskutting teen die bloedige son van elke dag, die nabyheid van iemand veel groter as ek en die wêreld en my probleme. Soos wat Koos Du Plessis die versigtiging het, eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vandag daarheen. Of kom ons bly by die vanaand wat hy gesê het. Lei my in hierdie tye wat vir my donker mag wees of donker voel daarheen. Amen. Kom ons staan, dan bely ons Psalm 23 as 'n geloofsbelydenis. Kom ons doen dit hardop saam. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy verkwik my siel met nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Amen. Kom ons antwoord met ons offergawe. Here Jesus, ons wil in 'n verbondenheid met U leef. En daarom gee ons hierdie offergawe as ware as 'n simbool van onsself. Ons gee onsself vir U as 'n lewende offer uit dankbaarheid vir wie U is
sagmoedig en nederig van hart. Lei ons, bewaar ons deur u Heilige Gees en woord, om saam met u die las van hierdie lewe te kan hanteer tot u eer, as 'n lewende dankoffer. Dankie vir u rus. Dankie vir u krag. Amen. Kom ons antwoord met 'n verdere gebed, lied 580, die eerste en die 4de vers. Die Here is bokant jou, om jou te seën. Die Here is onder jou, om jou te dra. Die Here is langs jou, om in verbondenheid met jou die lewenslas te hanteer. Hy is agter jou om die aanslae van die bose af te weer. En hy is voor jou. Volg hom. Hy wys die regte pad tot die eer van sy naam. En hy is rondom jou om jou vas te hou. So seën hy jou. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Van hierdie oggenduur af tot in ewigheid. Amen.